gaan staan en die Here aanbid. Halleluja. Ja, van my, beweeg deur my, my bestaan se lied. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Van my bed, die Heilige Gees, dat ek in die wil mag bly. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Ja, van my, beweeg deur my, my bestaan se lied. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Vul my met die Heilige Gees, dat ek in die wil mag bly. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Ja, van my, beweeg deur my, my bestaan se lied. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Vul my met die Heilige Gees, dat ek in die wil mag bly. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg. Vul my met die Heilige Gees, dat ek in die wil mag bly. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Vul my met die Heilige Gees, dat ek in die wil mag bly. Laat ek toch staan, kom op, dat die beweeg deur my. Kom ons staan net so geliefdes. Buig u hoofde. Dan bid ons net saam. 'n Stryder, sy identiteit word nie vernietig deur die beproewing nie, maar dit word versterk. Dankie vir oggend dat daar nog in ons midde is hulle wat verstaan dat die beproewing nie daarop is om ons te vernietig nie. Here, maar die beproewing versterk ons. Here, want as ons swak is, versterk U ons. Ek bid vanoggend vir oorgawe. Ek bid vir geestelike volwassenheid. Ek bid vir geestelike deurbrake. Ek wil bid in hierdie dag, Here, dat die Gees van God ons die openbaring sal bekend maak.
dat elke stryder sy identiteit word nie deur beproewinge vernietig nie, maar dit versterk ons om staande te bly, hoopvol te wees, te verstaan en te begryp dat die lewe behoort aan die Here. Vader, seën hierdie woord vanoggend. Maak dit duidelik in ons harte in die magtige naam van die Here. Kom ons gee die Here prys, dan sit ons. Amen. U mag sit, dierbares. Laat my vanoggend toe om kortliks u te groet in die pragtige naam van die Here. Ek wil ook besonderse groete aan Tuli ook rig vanoggend. Tuli is weer in die huis vanoggend, prys die Here. Al die pad van Kaap af, prys die Here. En dan wil ek ook groet Suster Vanessa, het ek iewers hier gesien, daar sit sy, prys die Here. Groete Suster Vanessa, die besoekers, groete in die naam van die Here. Al ons dierbares, die leierskap, die blomtuin van God, ons pragtige jong mense, kan ons die Here net so prys gee vir hulle. Amen. Ook elkeen wat ingeskakel is vanoggend, prys die Here, wat saam met ons ingeskakel is, groetenis in die naam van die Here. Dierbares, ek gaan kortliks, ons tyd is geweldig teen ons, en ek gaan heel wat gehoorsaam wees. Kom ons bly na die gedagte in 1 Samuel hoofstuk 22. 1 Samuel hoofstuk 22, die 1ste tot die 5de vers. Ek wil met die kerk vanoggend praat oor 'n stryder se identiteit word nie deur beproewinge vernietig nie. Dit word daardeur versterk. Dankie Suster Abigail vir die getuienis vanoggend. 'n Mens wonder net soms dat of ons verstaan wat dit is om die Here te dien. Wanneer 'n mens in die lewe is, dan loop elke persoon op 'n dun laag van ys. En soms kraak die ys. En soms beland jy jouself in 'n donkerte van koue waters. Moet nooit vir u verwar met wat u hoor nie. Maar lê jou daarop toe om te verstaan wat is die oorsprong van iemand wanneer hy hier staan om te getuig. Doen navraag. Hoekom sê jy so? Sodat jy die grond verstaan, dat die lewe nie altyd gaan, dat dit net gelyke grond gaan wees. My God. As Abigail so praat, dan sê sy, as somtyds in die lewe diep pyn, diep seer, diep teleurstelling. Weet jy kry mense wat oor 'n verjaarsdag by die huis sit. As iemand hom die geluk gewens het, dan kan hy sit by die huis. Die bar is 'n mens moet volwasse word. Raak volwasse. Volwasse raak. Alles wat ons oorkom is die kerk se probleem. Alles wat ons oorkom, maak ons dit die kerk se probleem. Want ons wil net uitkom kans kry.
As jou verhouding met die suster nie reg is nie, dan is dit die kerk se probleem. Ek wil amper vra, wat 'n godheid is in jou en my dan, dat ons nie kan krippie, krip man, bly staande. David skuil in Moab. David het daar vandaan weggegaan en ontsnap na die Adullam grot toe. Sy broers en sy hele familie het dit gehoor. Daarheen gegaan na hom toe. Verder het elkeen wat in die moeilikheid was en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was, hoor u, by hom aangesluit en hy het hulle leier geword. As 'n mens verbitterd is, sal jy mense kry wat by jou vuur kom sit en hulle hande kom warm maak by jou vuur. Pas op. Pas op. Die feit dat jy iets op die sosiale media sit en dit jou status maak en miljoene mense moet weet hoe jy voel, is 'n duidelike verwelkoming om mense na jou toe uit te nooi om hulle hande by jou toestand warm te hou. Hulle kom, die verbitterde mense kom na Dawid toe terwyl hy in die grot is. Hulle kom maak ook hulle hande warm. Daar was ongeveer 4000 man by hom gewees. Soort soek soort. Daarvandaan het Dawid na Mispa in Moab toegegaan en vir die koning van Moab gevra, laat my ouers ook tog uitkom na my toe. Dawid het hulle toe in die sorg van die koning van Moab gelaat. Hulle het by hom gebly solank as wat Dawid in die bergskuiling was. Maar die profeet Gad het vir Dawid gesê, jy mag nie in die skuilplek bly nie. Trek weg, gaan na Juda toe. Die gange van die lewe dierbaar is, en ek wil hê ons jong mense moet hoor, want ek gaan stadig praat, dat julle luister, sodat julle nie verwar is. Stel jy my reg, Dienaar, jy hoor mos nog, iets is nie reg nie, né? Die gange van die lewe forceer ons soms om onsself te verberg en onsself oor te laat in die lot van wat ons oorgekom het, broemone. Ons lewens val soms deur die dun ys, diep in die donker waters, en ons versing daardeur, omdat die pyn te ondraaglik is, en seer maak, en ons drywe in 'n hoekie, en in 'n skuiling, en in 'n grot. En terwyl ons in die grot onsself bevind, is daar mense, prys die Here, wat blyk dat hulle voel en ons pyn verstaan. Maar duidelik sal ons agterkom, hulle verstaan nie ons pyn nie, want hulle kan ons nie uit die pyn uit haal nie. Maar hoe meer hulle na jou toe kom, hoe dieper gaan jy en hoe slegter voel jy, want hulle het nie die vermoë om jou uit die pyn uit te haal nie. As hulle uit jou huis uit gegaan het, voel jy dubbel so slegter as wat jy gevoel het. Dan moet jy weet, prys die naam van die Here. Dit was verkeerd. Maar vandag wil die Here ons opnuut hoop gee.
deur vir u en vir my te sê vandag, 'n stryder se identiteit word nie deur beproewing vernietig nie. Dit word daardeur versterk. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man, die vrou wat die versoeking, die beproewing verdra, want as hy die toets deurstaan, want as hy die toets deurstaan, want as hy die toets deurstaan, die toets deurstaan. Here, my God, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. My God, halleluja. Lys die naam van die Here. In 1 Samuel hoofstuk 21, Dawid het voor Saul gevlug, en terwyl Dawid vlug, beland hy, prys die naam van die Here, tussen die Filistyne, wie se baasvegter hy doodgemaak het. Maar as gevolg van sy vlug, beland hy tussen sy vyande. En toe hy in Akas kom, erken hulle die stryder, die reusverslaaner, die oorwinnaar, die baasvegter. He is a man of valor. He is a man of might. He is a man who destroyed the hope of the Philistine. Toe hulle hom so sien, toe onthou die mense van Akas vir Dawid, en hulle vra, is die nie die man wat van gesin was? Saul het 1000 verslaan, maar Dawid het 10.000. Is dit nie die stryder nie? Dus die stryder, Asfal. Oh, is net geskiedenis wat agtergebly het. Kom ek gee vir die openbaring. Die lewe druk 'n mens so, dat net jou geskiedenis die oorblyfsel is van wat jy was en wat jy gedoen het. As die lewe jou druk, ek kom om vir iemand te sê, kom uit! Kom uit! Baasvegters, stryders, oorwinnaars, deurbrekers. As 'n mens in die stryd is, dit vat jou lag weg, jou smile weg, jou identiteit weg. Jy is nie meer die man, die vrou, hy voel toch wat het van Hilton sy blydskap geword. Jy, Jesus, jy's 'n stryder, jy's 'n oorwinnaar. Halleluja, jou identiteit kan nie vernietig word deur jou beproewing nie. O Here, sy het dit. Sy moet uitkom tussen hulle wat jou bind. Fight your way out. Breek deur. Kom uit jou toestand uit. Kom uit. Kom uit. Here, jou oorwinning is nie by hulle wat soos jy voel nie. Sy moet uitkom
Jy moet uitkom. Kom uit. Kom uit. Sjoe. Jesus. 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 Kom help my kerk. Help my. Breek deur. Jesus. Breek deur. Kom uit. Strijders. 'n stryder se identiteit word nie vernietig deur beproewing. Dit word daardeur versterk. Kan ek dit weer sê? 'n stryder sy identiteit kan nie vernietig word deur beproewing. Dit word daardeur versterk. Ons almal is kleipotte. Ons almal is breekbaar, maar ons is nie vernietigbaar. Elke oog is gesluit. Elke tong gee eer aan die Here. Net daar waar jy staan. Suster, broer, jy moet op jou voete wees en God die eer gee. Mevrou, meneer, jy moet op die voete wees. Jy moet God eer vanoggend. Jy moet God aanbid vanoggend. Jy moet God 'n magtige prys gee. Jy moet die Here se naam nou roep. Roep hom. Roep hom. Roep hom. Dankie jongman, gee die Here prys. Jongman, jy stap uit. Stap uit. Wie wil nog uitstap? Wie wil breek met die verlede? Wie sal die tweede persoon wees? Wie sal die derde persoon wees? Hier is 'n kragtige salwing. Ek sê hier is 'n salwing van die Here. Hier kom die tweede persoon. Oh! Stap uit! Profeet sê vir Dawid, hy kan nie hier bly vir altyd nie. Kom uit. Kom uit. Is daar 'n vrou wat my suster kan, halleluja, help haar. Sy deurbreek. Oh, Kasharabasanda. Die Here is op die plek. Evangeliste ouderlinge, bid saam met hierdie twee. Bid so persoonlik met hulle. Die Here wil nog werk. Bid so vinnig saam met hulle. Halleluja. Bid saam met Mariska. Bid saam met Bruin en sy vrou. O, Here, ek gewaar is iets van die Here. Kan ons worship team vir ons net 'n lied sing, man? Halleluja. Jesus. Ek gaan nou bid. As daar iemand wat saam met my jong suster wil bid.
Ons jong suster wil bid. Bid saam met haar. Jezus. Thank you, Jesus. Bro Lionel, bid saam met die baas daar. Thank you, Jesus. Ja, kan bid daar, waar is die leiers? Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Dankie allemaal, Kloete. Die Here doen 'n mooi werk. Ek gaan nou 'n gebed doen. Voor ek gaan bid, wil ek hê jy moet mooi luister. Toe Dawid daar in die grot was, het daar verskillende mense saam met hom kom hande warm maak. Hulle het mekaar geëntertain. Maar daar breek 'n môre aan wanneer die Here sê deur die profeet Gad, Dawid, jy kan nie vir altyd hier bly nie. Jy kan nie vir altyd hier bly nie. Met ander woorde, jy kan nie vir altyd so voel soos wat jy voel nie. Jy moet opstaan. Jy moet die uitkom. Want ek het groter dinge vir jou in stoor. Ek wil vanmôre vir iemand sê, dalk het iemand nog nie vir u daai gesê nie. Jy moet opkom, uitkom tussen hulle wat jou nog hou by jou verlede, wat nog steeds die verlede voor jou hou. Daar wag 'n blink toekoms vir jou. Hierdie boodskap is vir jou. 'n Stryder kan nie vernietig word deur beproewinge nie. Dit kan alleenlik daardeur versterk word. Mag die Here wat vanmôre getrou was om hierdie woord aan ons te gee, aan jou en my genadig wees. Vader, dankie vir almal wat vanmôre hier is. Hier was mense vanoggend wat regtig platgeslaan was. Wat weet wat dit is om te deel met pyn. Here, ek roep vanmôre in hierdie paar sekondes wat ek nog oor het, dat U hulle krag sal gee. Dat U hulle hoop sal gee. Die beproewing sal nie hulle identiteit vernietig nie. Here, help hulle. Spreek U tog 'n woord. Laat hierdie woord in iemand se lewe 'n impak maak. Mag hierdie woord so 'n persoon onderskraag, hoop gee, oorwinning gee in die naam van die Here. Vader, help so 'n persoon in die naam van Jesus. Vader, word dan nou verheerlik. Die storm, die beproewing, die stryd sal die identiteit nie vernietig nie. Jy's groter as die storm wat nou in U woed. Is kosbaar. Jakobus sê as jy salig is die man en die vrou wat die storm weerstaan, die stryd weerstaan, die versoeking weerstaan. Salig is jy. Vader, kom nou. Tel ons.
Here, ons gaan huil. Ons gaan wil opgee. Ons gaan weer opstaan. Ons moet weer opstaan. Ons gaan in die kouete van die waters beland. Maar ons sal opstaan. Want God sal altyd 'n uitkoms gee. Ons sal platgeslaan voel. Ons sal verpletter word. Maar ons sal weer opstaan. Ons moet weer opstaan. Die teleurstelling van vandag sal nie bepaal wat my toekoms is nie. Ons sal teleurgestel word. Ons sal pyn hê, maar dit sal nie ons karakter vernietig nie. Dankie Here. Dankie vir die woord. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here prys. Jesus.